Gemeente, goeiemôre. Ons het vanoggend die voorreg om ons kleindogter Charlotte van Amerika te doop. En daarom is die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees baie bekend. En dit is Psalm 139. Ek gaan lees hier vanaf vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge toe gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek in mekaar geweef is diep in die moederskoot. Het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. In ons heel eerste gemeente in Danielskuil het ons eenslag 'n huweliksverrykingsnaweek bygewoon. Die Sondag moes ons uitgaan in die natuur en terugkom en vir mekaar vertel van waar ons som net die Here se hand raak sien. Ons het teruggekom, party het gefokus op die rivier, party op die voëls wat hulle beleef het. En een van die lidmate sê toe hy so gekyk het in die rigting van die rivier, toe het hy sy vrou raak gesien en net besef hoe ongelooflik die Here haar geskep het. Met Charlotte wat by ons kuier en selfs toe ons in Amerika gekuier het, was 'n mens absoluut verwonderd oor hierdie klein mensie wat hier voor ons sit. En wanneer mens na haar kyk en kyk hoe sy groter geword het en die persoon wat sy is, dan kan jy jou verkyk en verluister aan elke beweging wat sy maak. En dit is baie keer in die kyk waar jy dan eintlik nie anders kan as om dan tot die belydenis te kom om te sê, "Sjoe, die Here is wonderlik. Die Here is groot." Kyk hierdie wonderwerk wat God oor ons lewe gebring het. Hierdie Psalm 139 wil iets hiervan ook in ons lewe kom uitwys. Psalmdigter vertel van die alomteenwoordigheid en die alwetendheid van die Here. Hy getuig oor die unieke manier hoe hy as mens geskape is. En dan kom daar twee reaksies na vore. Die eerste reaksie is om te sê dat hy die eer van die Here wil beskerm. Dat hulle wat vyande van die Here is ook sy vyand, maar daarmee saam 'n gebed van selfondersoek om te sê, Here, kom deurgrond my hart. Want wanneer ons bewus raak van die grootheid en die wonder van die Here, kan ons nie anders as om te sê, Here, hier is my lewe, kom vorm my en help vir my dat ek U sal eer en sal verheerlik, omdat my oë U grootheid en U almag leer ken het. As mens gaan kyk na verse 1 tot 12, word daar vertel dat die Here 'n alomteenwoordige God is, maar ook 'n alwetende God. Die psalmdigter Dawid gebruik die woorde om te sê dat die Here hom ken, dat die Here sy gedagtes ken. Die Here ken sy sit en sy opstaan en sy gedagtes en dat niks vir die Here verborge is nie. In die 2020 vertaling sê hy in vers 5, hy sê, U plaas U handpalms op my. En die psalmdigter getuig iets van die alomteenwoordigheid van God ook in sy lewe en hoe die Here ons ken en hoe die Here ons lewe en ons gedagtes ken. En dis hierdie ken wat maak dan dat hy eintlik kom sê dat hy kan nie anders as om in verwondering te leef oor dit wat God in sy lewe kom doen nie. Vir my so ongelooflik as 'n mens gaan kyk na die werkwoorde wat hier in die eerste 12 verse gebruik word, dan is hierdie werkwoorde almal geskryf in die teenwoordige tyd. En dit beteken dat die psalmdigter nie terugkyk en getuig van iets wat in sy verlede gebeur het nie, maar dis hoe hy sy huidige omstandighede beleef. Dat hy beleef dat die Here betrokke is, dat die Here teenwoordig is, dat die Here op 'n baie intieme manier in sy lewe betrokke is.
En wat 'n voorreg om te weet dat die Here nie net in my en jou lewe op hierdie selfde wyse betrokke is nie, maar ook in ons kinders. En dat hierdie Here op dieselfde manier ook ons kinders vorm en toerus en begelei. En alhoewel hulle klein is en alhoewel die lewe vir hulle nog vir hulle voorlê, is ons as ouers getroos in die belofte dat die Here wat die verbondsgod is die Here wat ook in ons kinders lewe betrokke is, wat hulle ken, wat hulle gedagtes ken en wat se betrokkenheid alreeds voor die geboorte alreeds begin het. En daarom is dit dat hy in vers 13 tot 18 kan beskryf die wonder van ons menswees, hoe die Here ons op 'n baie besondere manier in die moederskoot gevorm het, hoe ons lewensdae aan God bekend is, sodat die Here nie net ons niere, ons emosies, ons gewete gevorm het, maar hy het ook ons skelet gevorm, hy het ons op 'n unieke manier geskape, sodat ook ons lewensdae aan God bekend is. En daarom is dit dat ons vanoggend eintlik nie anders kan as om verwonderd te wees oor die Here wat in ons kinders lewens so betrokke is, dat hy vir ons op die naam ken, dat hy ons gedagtes ken. En as mens gaan kyk na ons name wat opgeteken staan in die boek, dan gaan dit natuurlik oor die boek van die lewe wat gepaard gaan met die wederkoms. Maar hierdie gedeelte sit ook dat die Here vir ons sê dat al ons lewensdae is aan God bekend. En daarom ken hy ons hart, hy ken ons omstandighede, hy ken ons emosies. En dat die Here op hierdie besondere manier in my en jou lewe betrokke is. En as ons dit ontdek, as ons dit vanoggend weer verstaan, dan wil die Here hierdie reaksie ook by ons hê om te sê, Here, kom deurgrond nou ons harte. Here, help vir ons om so te leef, dat ons vir U deur ons lewe sal verheerlik. So 'n paar Sondae terug het ek vertel van navorsing wat gedoen is, deur te sê dat jou kind se vermoë om te glo word gevorm in sy of haar eerste jaar van haar lewe. Wanneer jy jou kind liefhet, wanneer jou kind vashou en druk en liefde gee, help jy jou kind eintlik om te kan glo, die vermoë om te kan glo. En daarmee saam het ons gesê dat navorsing toon dat kinders leer ken geloof by hulle ouers. Tussen 50 na 60% van geloofsgroei vind plaas deur ouers. 30% deur grootouers. En dan kom die Here en sê, as jy verwonderd is oor jou kind, as jy die uniekheid van jou kind ervaar, die geskaapenheid van hierdie klein babietjie, en jy verwonder jou oor haar of hom of sy lewe, dan kan jy nie anders om te sê, Here, kom en verander my, want ek wil so leef, dat my kind my geloof sal leer ken in U, en dat ons kinders mag bemagtig en toerus, om te kan glo en te kan leef, juis in 'n verhouding tot God. Kom ons bid saam. Here, help ons om in verwondering oor U te bly, en help vir ons dat daardie verwondering sal oorgaan in 'n lewe van geloof en dade, wat getuig dat U die Here is oor ons lewe. Amen.